Vriende, ek nooi jou om jou Bybel oop te maak by die Psalms, hoofstuk 34, 'n Psalm van Dawid. Ons het so 2 weke gelede die voorreg gehad om Dominee Rudolf en sy moeder te sien, regstreeks 'n kunswerk hier aan mekaar te sit, 'n kruik wat sy hier in die erediens op haar klei werkstasie te kan aan mekaar sit. En wat my die afgelope tyd, sedert ek dit waargeneem het, bybly in gesprekke met mense, is dat ons net soos wat klei weer en weer gebruik kan word, dat al sou klei gebreek word, dat dit weer met 'n bietjie water aan mekaar gesit kan word. Dat ons selfs in ons brose toestand steeds bruikbaar bly. Dan die Dina het beskryf dat dit moet net daai bietjie water weer kry om 'n paar gebroke stukke klei weer bruikbaar te maak. En ek gesels die afgelope tyd met mense en ek hoor van broosheid in verskillende forme. Broosheid in terme van jou gesondheid, broosheid in terme van bejaardheid, hoe ons oud word, hoe ons en ons ouers moet hanteer die uitdagings van elke lewensfase. En ons as jong ouers die uitdagings van ons kinders se grootword pyne moet hanteer. Of die broosheid van ontsteltenis oor iets wat in jou omstandighede verander of skuif. En die vraag wat by my opkom as ek in hierdie gesprekke is wat maak ek met my eie en met my geliefdes se broosheid? Die feit dat ons almal eintlik maar soos klei is, wat ons self toevertrou aan die pottebakker se hande. En in daardie opsig is Psalm 34 vir ons 'n bron van hoop, waar Dawid self dit bely, dat hy 'n nietige mens is, maar dat hy in God berusting vind. By God vind hy 'n bron van hoop vir 'n brose mensdom. Dawid was 'n jong voortvlugtige in die tyd van koning Saul. Kort nadat hy Goliat, die Filistyn se kop afgekap het, raak Saul jaloers. En dan vlug Dawid van hom af, omdat hy bang is vir sy lewe. Maar hy vlug nie sonder hoop nie. Hy weet, die Here is met hom. Ek lees saam met u uit Psalm 34 vanaf vers 16. Die oë van die Here is op die regverdiges, sy ore op hulle hulp geroep. Die gesig van die Here is gerig teen kwaaddoeners, om hulle gedagtenis uit te roei van die aarde af. Regverdiges roep om hulp en die Here luister. Uit al hulle benoudhede red hy hulle. Die Here is na aan hulle. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. Regverdige ervaar baie teenspoed, maar uit dit alles red die Here hom. Hy beskerm al sy bene, nie een van hulle word gebreek nie. Boosheid veroorsaak 'n goddelose se dood, en hulle wat 'n regverdige haat, sal daarvoor boet. Die Here red die lewens van sy diensknegte, en niemand wat by hom skuil, sal boet nie. Ons lees vanoggend tot sover. So Psalm 34 speel af teen die agtergrond van van Dawid se ontvlugting van Saul, kort na sy oorwinning oor die Filistyne Goliat. En dis waar die dansende vroue gesing het van Dawid. Ja, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En dit het Saul kwaad gemaak. Dit was verkeerd in sy oë dat die mense hierdie jong soldaat dan nou so ophemel. En dan hou Saul van daardie dag af vir Dawid wantrouig dop. En Saul se wantroue sit dan om in vrees. Saul het baie bang geword vir Dawid, omdat hy sien die Here is met Dawid, maar dat die Here wyk van Saul.
En dan maak hy Dawid sy lewenslange vyand. Die ironie daarvan is, Dawid trou met Saul se dogter, een van Saul se dogters. So Dawid en sy skoonpa word op Saul se aandrang vyande van mekaar. Op sy beurt vlug Dawid dan na Samuel, die profeet wat hom gesalf het tot die toekomstige koning. En daar gaan vertel hy alles wat Saul aan hom gedoen het. Dan maak Dawid op pad 'n stop by die stad Nob om die swaard waarmee hy Goliat se kop afgekap het te gaan optel. En hy gaan dan na die Filistynse koning Agis van Gat. En daar vind Dawid nog 'n vyand. Koning Agis se amptenare sê vir hom, is dit dan nie Dawid die koning van wele van die land nie? Is dit nie vir hom wat hulle in hulle kringdanse gesing het, dat hy 10.000 verslaan nie? En toe neem Dawid hierdie woorde te harte, en hy raak bang vir Agis. Waarskynlik omdat hulle hom, of om wraak te neem vir Goliat se dood, of omdat hulle hom as 'n bedreigende vyand beskou. En dan is Dawid weg om in 'n grot te gaan wegkruip, in Mispa, 'n grot by Adulam. En sy broers en sy familie hoor dit en hulle kom na hom toe, en hulle kruip saam met hom daar weg in die grot. En dan 'n mooi beweging van mense, elkeen wat in die moeilikheid was, wat geld geskuld het of verbitterd was, het by Dawid aangesluit, daar in die grot. En hy het hulle aanvoerder geword, ongeveer 400 mans, wat nou Dawid se weermag sou word. So daar in die grot, verbeel ek my, sit Dawid en sy familie en die mense wat by hom aangesluit het. En dit is waarskynlik waar die loflied, waarmee Dawid Psalm 34 open. Ek wil die Here die heeltyd loof. Daardie fotum sing hy en spreek hy teenoor sy grotgenote, die mense wat daar saam met hom wegkruip, spreek hy teenoor hulle uit. En dan getuig hy, waarom loof hy die Here? Vers 5 van Psalm 34. Ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord. Van al my verskrikkinge het hy my gered. Verdruktes kyk op na hom en hulle straal. Hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Daarin sien ek die skaamte wat mense dalk het wat geldskuld of verbitterd het, is dat hulle nie kan teruggaan na hulle omstandighede nie. Hulle kan nie teruggaan na hulle familie of na hulle skuldenaars toe nie. Ook hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. En dan getuig Dawid van homself, hierdie magtelose het geroep en die Here het gehoor en uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Ja, die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat hy vir die Here ontzag het en hy red hulle. Dawid kom sê, wat het God in my lewe gedoen? Dis sy getuienis. En dan die spulpunt van Psalm 34 is waarskynlik vers 9. Beproef dit vir jouself en ervaar dat die Here goed is. Gelukkig is hulle wat by hom skuil. Kom beproef dit vir jouself. En dan ons fokusteks wat ons van vers 16 af gelees het, noem Dawid dan hierdie redes waarom hy God loof en eer, waarom hy vertrou in God. Want God luister as sy kinders roep. Hy hou hom nie doof nie. God red sy kinders kragtadig uit al hulle benoudhede en teenspoed. Vers 19, die Here is na aan hulle wat gebroke harte het, wie se gees verpletter is, verlos hy. Hy gee nuwe moed aan moedeloses. Nou by eerste oogopslag is hierdie vir ons elkeen bedoel. Ons lees hierdie woorde en word self bemoedig. Ons word versterk vir ons eie uitdagings. Het is wonderlik om te kan getuig saam met Dawid, die Here het my gehoor, hy het my verlos. Maar hier is 'n groter persoon ook ter sprake hier. As vers 21 en 23 praat van, hy beskerm al sy bene. Nie een van hulle word gebreek nie. Johannes die apostel wat die evangelie geskryf het, haal dit in Johannes 19 aan. Wanneer Jesus aan die kruis hang, en die Romeinse soldaat kom by Jesus en sien dat hy reeds dood is.
En soos die gebruik in daardie dae was, het hulle die gekruisigdes te bene gebreek om die dood te verhaas, sodat hulle hom gouer van die kruis kon afhaal en in 'n graf kon bære. En daarin word hierdie profesie dan nou vervul, dat nie een van sy bene gebreek word nie. Jesus die redder aan die kruis is hierdie regverdige van wie Dawid getuig. Jesus wat ons red, is in vers 23 ook die dienskneg by uitstek. Die regverdige wat onskuldig gekruisig is. Dit is van hom wat Dawid oor geslagte heen getuig, vir ons wat vandag hier sit in jou eie situasie, dat niemand wat by hierdie redder skuil sal boet nie, omdat ons in hom verlossing het, omdat sy geregtigheid ons regverdiging beteken. So vriende, dit is ons bron van hoop. Dis die eerste stasie waar ons vanoggend stil staan, dat Jesus Christus ons bron van hoop is. Nou mag dit dalk die indruk skep, as hierdie psalm dan nou gaan oor Jesus, sy regverdigheid, sy geregtigheid, dat God se goedheid nie vir my as sondaar beskore is nie. Maar inteendeel, vriende, dit is die grond waarin ons hoop floreer. Christus wat onskuldig gelei het, sy geregtigheid word in my kredietkolom geskryf. Die hoop wat sy regverdigheid vir ons beteken, red ons uit al ons benoudhede. Maar die tweede stasie lê ook op ons lewensreis, en dit is ons bewussyn van broosheid. En ek dink so aan die doop wat ons vanoggend bedien het aan 'n jong dogtertjie van 3 jaar oud, wat ons nie weet wat op haar lewenspad vir haar voor lê nie. Maar ons as gelowige gemeenskap wat saam met die doopouers die pad stap, bely dat die God wat ons vertrou, ons tot hier gebring het, en hy sal dit einduit doen. En daarom vertrou ons hom vir daardie dogtertjie se lewe ook. En daarom bring ons haar ten doop. Want ons kan getuig, vriende, van die broosheid in ons eie lewe, die krisis van siek wees, van oud word, van groeipyne, en van die seer ervarings wat ons vorm. Daardie interaksies wat jou moed breek, wat eelte aan jou hande laat, letsels op jou siel. Soos wat ons groei van babietjie daar af, deur die hardwerkende fase van die volwasse lewe, tot die uitdagings van bejaardheid. In elke fase is ons diep bewus van ons broosheid. En nou wil ek die kinderkerk in die saal betrek, dit te wys op die inkleurprente wat daar op julle tafels is. Maar dit is dikwels wat mense nagryp, is sekere karaktereienskappe, wat ek sommer net vanoggend wil skets met hierdie 3-4 animasie karakters. Jy sou jouself met Superman kon identifiseer en sê, ek gaan geen emosie wys of erken nie. Ek gaan met brute krag hierdie uitdaging oorwin. Of mense wat in tye van hartseer bitter raak of geneig is om pessimisties te wees en net die probleme raak te sien. Hulle identifiseer dalk met Winnie the Pooh se vriend Eeyore. Hulle uitkyk word dof van wie hulle bitterheid of hulle pessimisme. Of in die verhaal van Alice in Wonderland is hy die kontras tussen Alice se onskuldige nuuskierigheid van jonk wees teenoor die haastige hasie wat net die horlosie dophou en heeltyd haastig is op pad iewers heen. Lewis Carroll, die skrywer van Alice in Wonderland, teken dit so as hy in 'n artikel kommentaar lewer daaroor. As a contrast to her youth, audacity, vigor and swift directness of purpose, read the contrast to the rabbit in his elderly, timid, feeble and nervously shilly-shallying. Die Engelse woord. Ek sien iemand wat so ronddartel soos hierdie hasie. Hy's laat. So vriende, in die konteks van Dawid se verhaal, dit is in die agtergrond van Psalm 34, sou koning Saul dalk homself as Superman wou voordoen. Ek is die koning, ek is baas, ek gaan met brute krag hierdie land regeer. Of Dawid sou soos Eeyore mismoedig kon raak, want sy skoonpa is sy vyand.
En dan vlug hy en op sy pad ontmoet hy die koning Agis van Filistye. Daar ontvind hy ook, nou is hy tussen twee vyande vasgevang. Dan moet hy ronddartel soos 'n haastige hasie en homself oral verdedig. En selfs Alice se onskuldige nuuskierigheid sou nie kon bly nie in Dawid se lewe nie, want hy is gesalf tot die toekomstige koning. Iewers gaan hy daardie koningskleed moet aantrek en sê, nou neem ek verantwoordelikheid vir die leierskap wat God aan my toevertrou het. So vriende, ons broosheid vereis meer as net brute krag of 'n ander uitkyk of meer tyd. Dawid se getuienis in Psalm 34 skets vir ons iets van wat ons as mensdom nodig het. En ek wil dit beskryf met beelde uit die geologie. Ek wil dit sommer noem die geologie van die menslike siel. Op 4 maniere help die geologie ons om te beskryf wat in ons siel gebeur. Die eerste is deur afsetting. Dit is wanneer wind of selfs water op 'n strand, golwe, sand gaan neersit op 'n duin of op 'n strand. Op 'n tweede manier gebeur erosie wanneer water of wind oor jare en eeue heen dieselfde kanaal oor en oor spoel of waai en dat daar dan so diep weggekalwe word aan die grond, aan die aardkors. Of verwering help ons ook om ons sielstoestande te beskryf. Die reën, die wind, die son verweer aan die stuk rots om so 'n gat daar te vorm. Dit kwyn weg. Dit vreet weg aan die aardkors. En op 'n vierde manier is daar ondergrondse skuwe, die tektoniese plate van die aardkors skuif en dit bring verandering op die oppervlak. En op 'n persoonlike of psigologiese manier gebeur hierdie skuwe en verskynsels in ons siel ook. Wanneer ons dink aan die uitdagings wat ons tegemoet gaan. En ek wil 4 voorbeelde noem. Wanneer kanker in jou liggaam teenwoordig verskyn, is dit die biologiese proses. Jou liggaam word aangetas deur iets wat nie aanvanklik daar was by geboorte nie. En daar's 'n klomp redes daarvoor. Die dieet wat ons inneem verander oor eeue heen. En ons suurstof is nie meer ons atmosfeer wat ons inasem is nie meer dieselfde nie. En dit het 'n klomp afsettings op ons liggaam en binne in ons. En dit sprei dan uit in kankerselle wat vorm. En op 'n sielsvlak verpletter dit jou hoop op 'n lang lewe van gesondheid. Daardie eerste diagnose. Op 'n tweede vlak, die erosie wat 'n teleurstelling in jou lewe veroorsaak, 'n letsel op jou siege. Dit breek jou verhouding, dit breek jou hoop op hierdie verhouding, as jy so groot teleurstelling deurgaan, dat jou vertroue in jou medemens weggekalwe word. Op 'n derde vlak, vreet iets soos mishandeling, as dit aanhou voortduur, volgehoue slegte mishandeling, vreet dit weg aan jou wil om te bly hoop. En op 'n vierde vlak, die tektoniese skuwe in jou siel, in jou omstandighede, die verlies van 'n geliefde, of selfs net die verhuising van een plek na 'n volgende. Vriende, hierdie geologie van die menslike siel is onafwendbaar. Dit tref ons van week tot week, maand tot maand, dag tot dag. Elkeen van hulle laat blywende letsels of wonde op ons siel. En daarom kan ons nie sonder 'n vaste hoop leef nie. Daarom is ons enigste uitweg, vriende, om aan hoop vas te hou. Die hoop wat daar vir ons is in Christus Jesus. Want daardie hoop kweek in ons lewe die geduld en die vertroue dat God wel sy doel bereik deur elke krisis. Al sien ek dit nie. Ek sien nie die uitkoms in enige van die 4 situasies wat ek nou beskryf het nie. Maar daardie krisis van siek wees is 'n geleentheid
Daardie krisis en uitdagings is 'n geleentheid om dieper te groei, sodat jou wortels sterker kan groei en dieper kan gewortel wees. En hier is die bron van ons hoop vir ons as 'n brose mensdom. Jesaja beskryf dit so in sy profesie. Ons siektes, hy het dit gedra. Ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. En op sy beurt getuig die apostel Johannes teen die einde van die Bybel, in Openbaring hoofstuk 21. God self sal by hulle wees. God se woonplek is by die mense. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal daar nie meer wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie. Maar die een wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. En vriende, ek wil jou seën met hierdie betroubare woord. Die God wat vir Dawid 'n vaste rots onder sy voete was, is ook my en jou God, wat alles nuut maak. Mag ons dit ter harte neem, en as die fundament onder ons voete, die bron van ons hoop neem. Amen. Vader, hoe anders kan ons oorleef as met hierdie vooruitsig van hoop op 'n ewige toekoms by U, waar geen letsel by ons bespeur word nie. Dankie dat ons geen wond of letsel van hierdie aardse lewe gaan oordra tot die ewigheid nie. Ons sien uit na daardie dag. Vader, dankie ook vir die geleentheid om dit hier op aarde alreeds in 'n klein mate te beleef. Klein oorwinnings. Maar selfs wanneer dit voel dat ons nie oorwin nie, Here, dat ons steeds hierdie ervaring het van koestering, God met ons. Sodat ons kan getuig, dit is wel met my siel. Die aardkors van my siel kan maar kraak en skuif, verweer. Nogtans sal ek in die Here jubel.